Ons is by Plaas Mall Padstal saam met Fransie Rousseau. Fransie, middag, hoe gaan dit met jou? Middag, baie lekker, baie dankie. Hier was een helse rigmarole hier vandag. Kan jy my dalk 'n bietjie meer vertel wat het gebeur vandag? Ons SPCA het eenmaal 'n jaar of sê maar elke 6 maande het hulle soos 'n waar hulle die mense wat dit nie kan bekostig nie, het hulle soos 'n waar hulle die diere regmaak en dan bring die mense hulle diere en dan betaal hulle baie goedkoop. Nou regtig waar baie goedkoop, maar hulle het 'n bietjie geld nodig vir die pleisters, die inspuitings, petrol, daai tipe van ding. So wat gebeur is dat hulle die fondse nodig. So hulle het 'n fondsinsameling gehou deur 'n lekker color run. So dit was net ver waar jy kyk en dan het hulle ook boerworsrolletjies verkoop en lekker stalletjies gereël en al daai dinge. So ja, ek glo en vertrou dit was 'n suksesvolle dag vir hulle ook. Fransie, ek het gesien jy was live entertainment gewees. Ja. Ek weet die DBV het dit gereël. Yes, hulle het almal wat deelgeneem het vandag, almal wat iets gebring het, was almal gesponsor. Hulle almal het dit vrywilliglik kom doen. Ons te ou gehad wat 'n DJ was, hy het dit verniet gedoen. Hy het so 'n bietjie die musiek in die hardloop aan die gang gehad en dan het ons vir Michelle Mok. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away. As dit nou net die DBV was, is dit iets wat julle by Plaas Mall gereël doen en verwelkom julle non-profit organisations Absoluut. om hulle daar hier te kom hou. Ja, absoluut. Enige tyd. Enigiets wat ons doen baie keer, die bikers doen ook. Hulle doen baie keer hulle runs, teddybeer runs en fondsinsamelings baie keer vir diere, baie keer vir verskillende goeders, mense wat miskien siek is, al sulke goeders. Ons doen enige sulke goed. Ja, definitief. Vertel my 'n bietjie van die setup hier by Plaas Mall. Ek het aanvanklik gedink dit is net 'n padstal. In 2011 het ek, soos my dogter altyd gesê, uit armoede het ons hiernatoe getrek. Hulle was nog op skool gewees. Ons het met 'n klein yskassie, 'n bar yskas, ek wil nou sê fridge, maar 'n bar yskassie begin met 'n 6-pack Coke en 'n klein grillertjie sommer so huisgemaak, tuis grillertjies begin. En dit was in 2011, maar ons het vinnig agtergekom die mense kom in en die koffie het meer en meer begin raak. So dit het maar ontstaan daaruit en dit het regtig waar met 3 tafeltjies begin. En nou as jy kan sien is heel wat meer. Hierdie was waar ons nou sit was eintlik die agterkant van die huis waar ek gebly het. So my sussie sê ook altyd ons het sommer mense ingenooi in ons eie huis in. Dit is maar hoe dit begin het. En dit het maar uit dit uit ontstaan. En en toe dit nou ontwikkel dat ons van die familie het 'n bietjie, my sussie het byvoorbeeld die kwekerytjie begin. My seun doen nou die bar gedeelte met die events. Ons probeer dit sommer net 'n bietjie aan die gang kry of sterker kry. En dan my dogter doen ook die juweel. Sy het haar hele juweelwinkeltjie ook hierso. Ons het die koekies gehad, ons het niks nie want ons was eintlik net te stupid. Ons het begin met 'n bietjie koffie en Coke en toe dit net meer koffie en meer Coke en 'n paar pakkies koekies. Ek dink my eerste ding wat ek gekoop het was koekies. En dit is waar die padstal toe ontstaan het, ja. Fransie, wat sal jy vir ander vrouens sê wat hulle self in 'n posisie bevind waar hulle skielik 'n enkel ma is? En jy weet hoe dit voel. Ek dink baie vrouens kan daarmee assosieer. Jy is skielik in 'n posisie, jy het 2 kinders, hulle moet eet, hulle moet by die skool kom, hulle moet klere om aan hulle agterende te trek. Jy's moedeloos, maar jy kan nie vir hulle wys nie, né? Watter raad het jy vir vrouens wat hulle self skielik in daai situasie bevind? Man, daar's nie raad nie. Al wat ek altyd sê is, jy byt vas en ek dink die belangrike ding is om nie op te gee nie. Ek dink baie mense, ek kom verskriklik baie mense in en ek het altyd baie mense wat enkel maas is. En hulle ken en ons stalletjies ook. Baie van hulle is enkel maas, baie van hulle is mense wat regtig die alleen broodwinner in die huis ook is. En wat ek altyd vir mense probeer sê is, kyk, daar's nie 'n goue oplossing of daar's nie huil jou oë uit 'n dag en môreoggend dan maak jy weer jou broek vas en jy gaan aan met die lewe. En die ding is, jy moet vasbyt. Ek dink
niks kom net nie. Ek dink dit vat 'n jaar of 2 en almal het vir my gesê 3 jaar, Fransie 3 jaar, dan gaan jy geld maak. Nee, 7 jaar. 7 jaar. Dan begin jy eers jou piek bereik of jou eers begin wins maak. Jy begin te sien waarvoor jy gewerk. Jy begin sien waarvoor jy gewerk het. En ek verstaan die opset hier is bietjie in 'n mate groter. So dit is soos 'n emmer wat jy net ingooi en hy raak eintlik nooit vol nie. Maar met 'n kleiner besigheidjie, jy byt net vas. Dis al. Dis al wat ek kan sê. En trane gaan daar wees en die kinders is kwaad want jy kan nooit iets saam met hulle gaan doen nie. En ma werk altyd en al daai dinge. En ja, so trane is daar, maar die ding is, jy moet maar vasbyt. En nou dat ek ouer is, nou pluk ek die vrugte. Want daar's 'n gesegde wat sê monkey see, monkey do. En nou doen my kinders, nou werk hulle soos wat ek gewerk het. Albei my kinders. So wat ek sê is, hulle het gesien en hulle het dit gedoen. So dit is, jy lei deur voorbeeld. Dis maar al wat ek kan sê. Ja. Werk hard. En ons werk skouer aan skouer saam hierso, verstaan, as ons het die naweek weer 'n troue, maar dan kom ons dra uit en ons werk hard en ons werk saam en nou pluk ons die vrugte daarvan, verstaan. Fransie, jy het net nou gepraat van 7 jaar wat dit eintlik vat. Dit is eintlik die waarheid, hoor. Ja. Dit is algemeen eintlik maar bekend dat dit 7 jaar is. Maar as jy nog nie in die pound seat sit, dan werk jy nog jou gat af. Yes. Is dit nog steeds die geval? Kan jy nou 'n bietjie meer terugsit en relax? Ek kan absoluut ja. Nee, ek kan definitief. Weet jy wat ook gebeur het is ek dink wat hier gebeur het is dit het gegroei en op 'n stadium het dit vir my amper hand uitgeruk. Dit het amper so geraak dat ek dit nie meer self kon hanteer nie, want jy's hier en jy's daar en jy's hier en jy moet oral konsentreer en daar's soveel aspekte. Dis hoekom ek gesê het kom ons staan saam en ons werk eerder as 'n span. Maar dis maklik om saam met jou mense te werk as wat jy nou net 'n vreemde ou inkom. En ek dink dit is en selfs nou is moeilik om te bestuur en te dit en te dat om by alles uit te kom. So jy moet nogal fokus en konsentreer. Jy weet ons spot altyd in die aand as ek huis toe ry, ons het zebras hier agter. So ons traffic is as jy daai hek oopmaak, dan is die zebra daar, verstaan? En die jy's net nie by die huis. Jy kan opstaan en stap hiernatoe. Jy weet my dogter bly soms in die Kaap want sy doen baie markte ook. En hulle het al haar kar gestamp, hulle het al ingebreek en dit in 'n kwessie van 2 maande. So ons het die vryheid van die platteland en die vars lug en die gejaagdheid nie, die veiligheid daarvan. En so ek sê dan sit ek eerder met die zebra hier agter wat my elke aand stormloop. En ek kan elke aand nie die hek oop kry nie want hy druk sy neus daar want hy dink ek gaan vir hom kos gee. So jy kan nie jou kar by die hek inkry nie, verstaan? So ek sit 100 maal eerder daarmee. Ja. Een van die winkels, as jy 'n tuinsentrum is, juwelierswinkel, dit is die Padstal wat basies ook 'n grocery shop is. Ja. Met curios en alles. En dan is daar daai restaurant gedeelte soos 'n tuin-teetuin. Ja. En dan die kroeg en ek sien hier's 'n moerske dansplek hierso. Watter een van daai hou jou die besigste en is vir jou die mees winsgewendste? Dis moeilik. Kyk, die bar is maklik want dis koop en verkoop. Ja, ekskuus, of is dit seisonaal? Dit is seisonaal, maar ons het ook 'n blommeseisoen. So ons het 'n seisoen ekstra wat ander mense nie het nie. En omdat ons op die pad is, jy weet, ons is ook 'n padstal. So deur die dag ry die mense koop goue dingetjie of whatever. So in daai opsig moet ons die kos verwerk. So die kos is soms vir my, dit hou my definitief die besigste, maar dit maak seker die meeste geld. Die drank dink ek is die meeste wins. Want dit is jy koop en verkoop. Maar dis ook laat in die aand wat dit moeilik maak. Dis kom die jongspan dit maar doen want dit is soms is dit laat en die ouens is 'n bietjie soms grof en rof met mekaar. Maar dan het ons ook natuurlik lekker funksies. Ons het nou vir Jack Sparrow gehad. Ons het Spoegwolf gehad. Ons het vir Elandrey al gehad. Ons het nou die 4de het ons 'n Smokey tribute van 'n eintlik 'n baie bekende ou. So dan maak ons die saal vol en ons dans en ons maak kos en dit is gesellig en die jy
weet, en ons is nog boere. So ons sê altyd as die ou van die stad wil kom en hy wil plaas hê. Hy wil soos vanoggend se hardloop nou. Dit is die mense stap op die plaas. Dis nie nagemaakte plaas nie, dis regtig plaas, verstaan? En ons is boere, ons wil die grond onder ons voete voel, verstaan? En jy wil die natuur sien, en die blare, en die vars lug, jy weet. So ja, dit maak dit so dis hoekom die venue in daai opsig weer, dis meer, ek sal nie sê seisonaal nie, maar dis meer, jy weet, naweke, of een keer 'n maand, of wat daai tipe ding, so, ja. Vertel my van Ratanka Junction se vliegtuig wat hier buitekant staan. Hoekom het jy 'n vliegtuig hier op die werk? Man, weet jy, ek moet vir jou sê, dis my broer. Hy was al die jare in die weermag en hy van kleintyd af waar hy eintlik waar hy vliegtuig gehad het. En toe bel iemand eendag en sê die ding is op auction, toe sê hy dis reg. Hy wil baie graag die ding hê. So toe het hy die ding gekoop en hom uitmekaar uitgehaal, letterlik met trokke, almal vra. So ek dink daar's 143 pop rivets aan elke daar's 143 pop rivets aan elke flare. So dis wat jou in die lug hou aan elke kant. Jy weet, dis wat jou in die lug hou. En daar is 'n hele geskiedenis is daar, maar dis elke vliegtuig het mos 'n nommer. En so jy kan sy hele geskiedenis sien, dit staan by die vliegtuig ook. Ja, so dit is heel Wat gaan binne in die vliegtuig aan? Ek het dan nog op die oomblik niks. Hoekom maak jy nie 'n oornagplek daar nie, Weet binne in jy- die vliegtuig? Alrede daarvoor is eintlik as mense ingaan, as jy nou daar slaap, ons maak hom in die oggend oop, hy het 'n mooi vloer en hy het 'n mooi dak, Ratanka het hom gebruik as 'n boardroom. So nou kom die 10 kinders, weet pa bring nou die 10 kinders hier in die oggend aan en nou is hulle almal daar in. So en hulle wil daar by die stuurwiel sit en stuurwiel en speel en hulle kyk en hulle is op en af. Die kinders gaan mal daaroor want hulle kan letterlik in die vliegtuig inklim. Jy sien. So en onthou baie kinders het die geleentheid om te kan vlieg nie, jy weet. So dis nou vir hulle die grootste ding. Is jy single? Single en amper sê ek ready to mingle van jou. So jy is nie oop vir business nie. Dit is nie Yes, ek sê altyd, weet jy, as ek hier of het jy 'n lyn in die water? Nee, ek definitief, maar kom ek stel dit so. Hier moet ek die krag doen, ek moet die water doen, ek moet die elektrisiteit doen, ek doen die riool, ek maak die vuur, ek maak die kos. So enige iemand wat kan tou vashou daarbey. Dis reg. En ek hoop sy bankbalans Nee, geld nee, op dit ook, moet dit ook. tel. Absoluut, hy moet absoluut. Hy moet eers 'n deposito. Ja, Hy moet absoluut, eers absoluut, deponeer. absoluut. Al ons telefoonnommers, myne sal sommer eerste opkom, is altyd maar daar. Facebook, ons het 1 of 2 blaaie, albei is plaasmal op Padstal. So, maar ons het al dieselfde inligting, is net uit domheid dat ek net die eerste begin, maar die ander een is net beter. So, ja, so Facebook, Instagram selfs, plaasmal op Padstal. En vandag, jy's happy oor vandag? Ja, soos ek sê, ek voel altyd die gemeenskap ondersteun ons en ek voel altyd ek ken al die ander coffee shops want ek voel jy gee 'n bietjie terug ook, verstaan? Ons gaan support hulle support ons en dieselfde, hierdie is 'n gemeenskapsding. So jy gee terug aan die gemeenskap en ons adverteer. So vir my is dit net meer lekker as hulle 'n geldjie gemaak het, verstaan? En hulle kan alweer vir die volgende jaar nou hulle ding doen. So ja, en dit klink vir my ek het hulle 'n bietjie terugvoering gegee. Dit klink vir my hulle dan hulle geldjie gemaak. Okay, so dit gaan dalk 'n gereelde instelling word. Ek wil jou net iets vra. Iemand het vir my genoem, jou suster het vir my net genoem. Dit is blykbaar die eerste keer wat al die Weskus dorpies saamgekom het, dis ek reg? Yes. Wat die diere, al die diere Verenigings. Ek sê diereverenigings, maar dieregroepies, mense die diere wat diere goedjies doen. So Diereaktiviste. Die diereaktiviste, hulle het almal saamgekom en almal het saam. Weet jy, elkeen het die een het 'n die stalletjie gehad en die ander een het hondegoedjies gemaak en diere kossies gemaak en allerlei goeder. So nee, ek dink hier was baie honde, almal op leibandjies. So ek dink die diere van die honde het self saam gestap ook. So ek dink dit was regtig ware 'n dag wat gaan vir die diere. Die groot hond wat hier rondloop, is dit ook jou hond? Nee. Maar dis die grootte en dan is daar jou klein Nee, my kleintjie, my steekbaard spookhaas. En die groot hond wat hier is dit die kroeghond? Nee, dit is 'n ou wat in die dorp bly. En kyk, dit wat mense ook verstaan, as jy na 'n klein dorpie toe trek jy na
karakters toe. So die ou bly sy naam is Raymond, hy bly in die dorp en hy stap elke dag met die hond. Daai hond bly nie by die huis, die hond verkies om saam te kom. Daai hond stap saam tot hierso. Ja, en dan kuier hulle maar in die bar, so hy is al so half die bar op. Wat maak jou kwaad? Wat maak my kwaad? Ja, ek ken jou al van skool, van al wat jy doen is smile. Wat maak jou regtig hel in? Nee, ek dink wat my nie noodwendig kwaad maak, ek dink wat my ongelukkig maak is dat mense soms soos ons altyd sê, hierdie was my huis en ek het dit mooi gemaak. Ek het dit versier, ek het dit geverf en ek het 'n bietjie koffie begin en 'n bietjie koeldrankies begin en ek dink wat my ongelukkig maak is dat mense soms hier kom en nou demand hulle 'n koffie en hulle demand die spoed en hulle demand so dit wat vir my as 'n plesier begin het, dit wat vir my wat ek hard gewerk het om ietsie te skep. Jou passie. My passie. Ek kom mense soms en dan trap hulle daarop. En ek dink mense verstaan nie hoe hard ons moet werk. Jy weet as jy 'n restaurant het by die see, jy kom in die oggend in, jy sluit oop, die blikkies lê daar, die papiere lê daar. Ons het nie daai voorreg nie. Ons het iemand wat elke dag op elke kant moet skoonmaak, verstaan, blare, want ons moet iets skep waantoe mense wil kom. En dis harde werk. En dan soms dan's iemand lelik oor 'n koffie of jy weet die koffie was te vinnig of te stadig of te warm of te koud. En ek dink dis vir my soms swaar. Jy weet dat mense en as iemand stompies op die jaar skiet. En dit is 'n geweldige groot stuk grond hierdie, hoor. Dit is die probleem. Ek dink dis die probleem. En jy basies van die ingang af tot deur agter by die zebra's moet jy elke noek en cranny. Ja. Want net die verkeerde ou kom daarso en hy sien iets wat hy nie like nie Absoluut. en hy los 'n crappy review. En dit het ons baie lank gevat want die probleem is dis semi-woestyn. Dit reën nie. So jy moet 'n boompie plant met goedjies om dit dat hy 'n bietjie Beskerm. Dan die volgende ene, daai goedjies het nou eers groot geword, verstaan? So mense het geen idee hoeveel goed jy al geplant het en hoeveel geld jy spandeer het om die plek aan die gang te kry en dan vrek dit anyway, verstaan? Jy plant 10 in een groei. So die mense weet nie die moeite en die liefde en die effort wat ingaan en ek moet sê 95% van mense is fine. Ek dink is maar net soms iemand wat en ek dink dis my meer hartseer as wat dit regtig kwaad maak. Wanneer tree jy af? Seker nooit. Nee, as ek nou weer sien dan dink ek daai muur moet ek verf en daai een dink ek moet ek definitief verf. So dis vir my 'n passie. Dis nie vir my iets wat ek opstaan in die oggend en dink ek moet gaan werk hê, verstaan? Ek kan nie wag om op te staan nie want ek dink ja, daai moet ek verf of dit is vir my baie lekker. Ek geniet dit vreeslik. Ek dink met die harde werk is dit vir my swaar want nou moet ek baie meer soos miskien help koffie maak of help kos maak waar eintlik ek sal wil sit en verf en mooi maak. Dit is wat ek baie geniet. Ja, maar dit is wonderlik want weet jy, baie min mense besef dat jy sonder enige aanvangskapitaal of sonder enige geld uit jou besigheid dat jy iets kan skep. Ja. En ek dink dit is waar baie vrouens op die pad byste raak. Ja. Hulle sit skielik in 'n penarie waar hulle absoluut niks het nie. Maar hulle besef nie dit is binne hulle nie. Ja. Die tools is reeds in 'n mens. Ja. En dis maar basies wat jy gedoen het. Jy het die tools gevat en jy het begin werk daarmee. Absoluut. En as jy rondkyk om jou, sal jy sien 90% van dit wat jy sien is recycled. Ja. Alles is opgetel. Toe ek begin het, soos ek jy nou weet, was ek nie wat ek glad niks gehad nie. En ek het letterlik in die veld gestap en draad gevat. En mense dink soms recycling is maklik. Dit is, maar om dit te doen laat dit lyk Kreatief te verwerk. na iets. Ja, en onthou iemand moet dit koop en iemand moet dit in sy huis wil sit. So jy moet 'n bietjie effort insit, verstaan? Maar as jy rondkyk, meeste van my goeders, my rakke binne waar op die kos staan, waar op die goed display is, alles is of tweedehands of iets wat opgetel is wat ons reggemaak het. Jare terug toe as ek my goedjies, ons bly op 'n plaas, so ons moet ons vuil goed wegry. So as die ouens by die dumps my sien aankom, dan dink hulle al ching ching. Want hulle maak vir my al die nonse bymekaar. Jy weet, mooi stukke planke,
ou stoele, banke en al gebruik dit nie in die winkel en al gebruik jy dit in die tuin. At least dit bou die plek op sonder groot uitgawes. En dis omgewingsvriendelik. Absoluut, absoluut. En ons probeer dit so hou. Jy weet, baie van die mense van die Kaap veral is lief daarvoor. Die mense in die platteland is nog nie so ge-educate, laat ek dit so stel. Ja. So ons probeer definitief ons deel doen. Is daar 'n gesegde of 'n wyse woord wat Fransie Rousseau in 'n sin of twee kan opsom vir veral enkelmaas daar buite? Net kortliks. Ek sal sê in die Bybel is daar 'n versie wat sê the joy of the Lord is my strength. En ek dink 'n ma moet nooit laat iets jou joy steel nie, want as iets jou joy steel, dan steel dit jou krag. So jy moet altyd moed hou en probeer die mooi in goed sien, al gaan dit hoe sleg. En gee iets vir iemand anders. Jy weet, doen iets vir iemand, want dan draai dit en dit Werp jou brood op die water. daar sy. Jy sien, so dit Fransie is Rousseau, baie dankie, dit was nou baie lekker. En alle sukses. En jy moet 'n heerlike aand hê. Baie, At the baie table, dankie. there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table.